Ons het begin en ons het gepraat oor Openbaring, Genesis 1, oor God wat geskep het. En nou vanaand gaan ons praat oor Openbaring 21, so waar ons begin het met God wat hier die skepper is, Yahweh Elohim praat hy van. Nou, dis 'n Here wat naby kom, maar hy is ook dieselfde tyd die almagtige God. En dan kom ons, as jy blaai en jy kom aan die einde van jou Bybel, dan is die wonder daarvan, is dat ek en jy hierdie almagtige God, eintlik, hy gee vir ons 'n kykie op die almagtige God. En ons het al baie gepraat oor daardie gedeelte, Openbaring 4. So as jou Bybel hier het, maak net gou oop by Openbaring 4. Voordat ons gaan sing, wil ek vir jou Openbaring 4 'n gedeelte lees daaruit, om net vir jou net weer te laat sien, maar wie is hierdie God waarmee ons te doen het? Wie is hierdie God wat die duiwel oorwin het? Wie is hierdie God wat 'n keuse by ons kom bewerkstellig het? So, Johannes sien dit dan, daar, Openbaring 4 vers 2, onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. So dink dit vir jouself net in jou eie gedagtewêreld. Om die troon was daar 'n reënboog, met die glans van smarag. Reg rondom die troon, was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree, en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bul, die derde het die gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, gesê, Heilig, 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 is die Here God, die Almagtige, hy wat was, en wat is, en wat kom. Kom ons lees net weer daai. Mag jy dit vanaand weer sê. Heilig, 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 is die Here God, die Almagtige, hy wat was, en wat is, en wat kom. Kom ons gaan staan, en dan gaan ons 3 liedere saam sing. Ons skriflesing vanaand is uit Openbaring 22, dit is net die eerste 5 verse van Openbaring 22, so as jou Bybel saamgebring het, kan jy oopmaak. Ons gaan, net nadat ons gebid het, gaan ons Openbaring 22 vers 1 tot 5 lees. Ek wil hê dat jy net vir 'n paar oomblikke sal stil word. Jy skryf verskillende gebedshandelinge, gebedshoudings, hoe jy dit ook al wil noem. En ek wil vanaand vra vir jou. Miskien is dit bietjie buite jou gemaksone. Maar ek wil vir jou vra dat ons as julle geloofsgemeenskap wat hier bymekaar is, dat ons dieselfde sal doen vanaand asseblief. Kom ons draai net daar waar jy sit, draai net jou hande so oop. Draai net gou jou hande oop. Kyk net gou na jou hande. Ons weet, nie een van ons hande is dieselfde nie. Al die plooie en al die seerplekke, en dit is die wêreld. Dis wat die wêreld aan jou gedoen het. Toe jy gebore is, het daar sekere patrone en forme, was dit daar op jou hand gewees. Weet jy, en dit is God wat dit gemaak het. Dis God wat dit so beskik het ook. Die wêreld het ook 'n sekere invloed gehad op die vorm van jou hande. Dalk het jy 'n paar seerhande, of jou kneukels is seer, of jou vingers is nie meer so reguit soos in die begin nie, of wat ook al. En dis die wêreld, né? Die wêreld wat dit doen.
maar met hierdie hande wat voor ons oop is. Kom ons hou dit net so, en dan kom jy net vanaand en jy sê vir die Here, Here, hier is ek. Heilige Gees, kom bedien my vanaand, kom leer my vanaand. Ek wil net U verheerlik, dit gaan alles oor U vanaand, oor geen mens nie. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke met jou hande so oop, praat jy net met die Here. Here, ons lees in Handelinge dat U kinders eendragtig saam gebid het. En vanaand kom ons as 'n eenheid. Here, met ons hande oopgevou na bo. Ons kom bid, Vader, dat U vanaand verheerlik word. Heilige Gees, dat U wat gestuur is om ons te kom leer, om ons te kom lei, om ons te kom help in hierdie lewe, om ons te kom bemagtig, dat U dit vanaand net sal doen. Dat U ons sal vul met die volheid, en dat ons hier sal uitstap met die versekering, dat U saam met ons is. Dat U sal genees waar dit nodig is, ook vanaand. Here, ons is bereid om te leer vanaand. Kom verander ons perspektief as dit nodig is. U en U woord is vir ons alles. Dankie vir U liefde. Dankie vir hierdie week so ver. Maar kom vanaand en kom praat met ons asseblief. Ons smag na U woord, ons smag na kennis. Ons smag na U nabyheid. Kom, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Openbaring 22. As ek vir jou Openbaring 22 lees, dan moet jy weet, dit is soos 'n film se voorskou. Jy kyk, baie keer as jy 'n film wil kyk, dan kyk jy na die voorskou en jy sê, wow, dit is goed, ek wil dit graag hê. Nou, as ek vir jou Openbaring 22 vanaand lees, dan is dit wat jy en ek gaan ervaar in die hemel. Jy gaan dit ervaar, ek gaan dit ervaar. Dis Openbaring 22. So hierdie is 'n voorskou van dit wat jy eendag gaan sien. Toe het die engel my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ons lees tot sover. Nou, as ek sommer net voordat ons in die pad val en begin praat oor vanaand se volmaakte boom en die invloed daarvan, wil ek sommer, kom ons gryp net gou so terug en ons kyk wat het ons vir mekaar gesê hierdie afgelope tyd, want dit alles bou mos nou maar op mekaar. Ons het vir mekaar gesê, God maak die mens, en wanneer hy die mens maak, dan het hy sy volmaaktheid in gedagte. En dis hoekom 'n teks soos Genesis 1 vers 26 vir ons baie duidelik sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld om te heers. Dis hoe hy dit gemaak het, dis wat hy aanvanklik bedoel het. Ons het gesê Genesis 2 is 'n bietjie 'n ander skepingsverhaal,
waar ons bietjie meer die illustrasie het van verhouding, wat God in 'n verhouding met ons wil staan. So Genesis 2 kom dan, en God kom sê vir die mens, wanneer hy Adam maak, het hy sy lewensasem, Genesis 2 vers 7. Hy blaas sy lewensasem in die mens in. So ietsie van God is in die mens. En ons het ook vir mekaar gesê, goed, wat het daar gebeur voor die tyd? Daar was 'n oorlog in die hemel gewees. Een van die gerubs, Satan, het teen God in opstand gekom. En éventueel, hy is uit die hemel uitgegooi. Openbaring 12 sê dit vir ons. En waar land hy? Hy land op die aarde. Hy is nikkerig en hy's vies. En nou kan hy nie meer teen God veg nie, maar nou veg hy teen alles wat God gemaak het. Alles wat hom aan God laat dink. En die eerste ding wat hy waarskynlik kon sien is die mens. Want die mens is na sy beeld gemaak. Die mens is God se verteenwoordiger. En daarom een groot teken op die mens. En hy begin die mens aanval. En ons sien hoe hy eers dan vir Eva aanval. En wanneer hy vir Eva aanval, dan moet sy 'n keuse maak. Want daar in die tuin is daar 2 bome. Die boom van lewe, wat vir ons sê, dis 'n afhanklikheid van God, dis die lewe saam met God, en dan die boom van alle kennis, of die boom van kennis van goed en kwaad, wat sê, dit is my eie keuses wat ek neem, die eie ek wat hier na vore kom, en dan kies die mens. Eva kies, sy kies teen God. En dit het sy gevolge gehad, sy konsekwensies. En God moes straf. En hy straf vir Satan, hy straf die vrou, hy straf die man, hy straf die skepping. En dan gebeur daar iets. Terwyl as hy die mens gestraf het, dan kom sê hy, wow, ewe skielik moet ek hierdie boom van die lewe, moet ek nou beskerm. Die mens wat teen my gekies het, wat ietsie het doodgegaan in die mens, ons gaan nou daaroor praat, iets het doodgegaan in die mens. In daai doodse toestand kan jy nie van die boom van die lewe eet nie, want dan gaan jy vir ewig so wees. En toe besluit God om hierdie boom van die lewe te beskerm, daar in Genesis 3, Genesis 3, vers 22 tot 24, dan beskerm hy die boom van die lewe. Maar nou weet ons, die God wat ons aanbid, die God wat die wêreld gemaak het, is 'n God wat in verhoudings wil leef. Want ons sien dit in Genesis 2. En dan sê hy, maar dis my hartsbegeerte om hierdie gebroke verhouding net te herstel. Ek moes my distansieer van sonde, maar ek wil die verhouding herstel. En toe het ons gesê, Esegiel 36 en 37 sê vir ons baie duidelik, wat's God se hartsbegeerte? Ek wil hierdie verhouding herstel, ek wil in die mens wil ek 'n verandering bring, en ek wil die mens help om anders te leef. Dis sy begeerte. En toe het dit gerealiseer, en Louis het dit baie mooi vir ons verduidelik, hoe dit gerealiseer het in die kruis. Die kruis wat die brug slaan, is in die boom van die lewe, en die boom van kennis, wat die brug slaan. En Jesus wat eintlik kom as die tweede Adam, om 'n klomp goeders te herstel in Romeine 5. En omdat daar herstel in jou plaasvind, omdat jy Jesus Christus aanvaar, het ons, gister het Marius vir ons gewys, en daaroor gepraat, kan ek met die inwoning van die Heilige Gees, begin ek nou die vrug uitleef, begin ek nou gestalte laat kry aan Christus, aan wie God is. Nou vanaand wil ek dit 'n stappie verder vat, en ek sê, as ek kyk na die Bybel, begin hy met God, en hy eindig met God. Hy begin met 'n boom, en hy eindig met 'n boom. Hy begin met die boom, wat dan bewaak word, Genesis 3, vers 22 tot 24, wat hy presies sê, ek dryf die mens uit die tuin van Eden uit. En as ek die mens uitgedryf het, ek bewaak hierdie boom, gerubs. Gerubs moet God se heiligheid bewaak. En 'n vlammende swaard, iets van God se heiligheid ook. So hierdie boom word bewaak. En wat moet die mens doen? Die mens is uit daar buite, uit die tuin uit. En die mens moet in die wêreld gaan werk en gaan funksioneer onder die straf. En dit gaan swaar.
Want die aarde is nie maklik om te bewerk nie. Die aarde bring maar sy dorings en alles voort. Nou wil ek vanaand dit so 'n bietjie anders te verduidelik vir jou. Wat die gevolg is, want ek wil jou uitbring van hier waar ons met die boom van die lewe te doen het, van die boom van die lewe wat dan bewaak word, en ons kry nooit weer toegang tot die boom van die lewe nie. Tot Openbaring 22 kry ons toegang tot dit. Maar wat gebeur intussen? Wat gebeur intussen met my en jou? Nou, daarna gaan ons nou vanaand so 'n bietjie kyk. As jy vanaand hier sit, en jy sê vir my, ek is 'n kind van God. Hierdie kruis, ek het by die kruis gebuig. Ek het my lewe vir die Here gegee. Wat het met jou gebeur? Is jy ewe skielik perfek? Nee, jy's nie perfek nie. Ek en jy leef nie in 'n perfekte wêreld nie. Ek en jy maak nog 'n klomp foute. Ons het eintlik gepraat, ek het die metafoor gebruik van die moederbord, julle onthou dit. Vanaand gaan ek 'n bietjie verder vat, van jy's gebore met hierdie ou moederbord. Want Genesis 5, vers 3, sê vir jou, toe jy gebore is jy in sonde ontvang en gebore. Sê Genesis 5, vers 3. En ek het dit vir jou uitgewys. So wat beteken dit? Ek en jy is nie perfek nie. Ek en jy moet by die kruis uitkom, sodat God ons weer kan laat gebore word, sodat hy die moederbord eintlik in ons kan verander, sodat ons anders te kan funksioneer. 'n Nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Maar nog steeds is ons nie 100% nie. Soos wat jy hier vanaand sit. En jy sê, maar ek's 'n kind van God. Ek het die Heilige Gees in my. Ek weet nie van jou nie, maar ek maak nog foute in die wêreld. Ek maak nog foute in die lewe. En dit is die groot ding. Louis, dink ek jy daarby stil gestaan ook, wanneer Paulus dit vir ons so mooi kom sê, Paulus sê vir ons daar in Romeine 7, dat ons eintlik, dis die moeilikheid van hierdie wêreld. Nou het ek tot bekering gekom, maar ek doen nog steeds die verkeerde goed. Die goeie wat ek wil doen, Romeine 7 vers 21 tot 24, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Voordat ek my kan kry, dan doen ek dit. So iewerste het ons hierdie stryd nog steeds in ons. Anel, as jy vir my daai prentjie van die perd kan opsit, asseblief. Ek het, baie van julle ken die beeld wat ek gebruik, is 'n man op 'n perd. Wat ons net kan gebruik om dit te illustreer, want dit skep spanning by ons. Want as ek die Bybel lees, dan dink ek, wow, nou moet ek hierdie perfekte heilige lewe lei. En ek sukkel, Here. Ek sukkel met die verkeer. Marius het gisteraand genoem. Ek sukkel as ek in die verkeer ry, of ek sukkel met hierdie een by die werk, of met wat ook al. Ek sukkel met die goed. En waar laat dit my? Dit laat my met 'n skuldige gewete as ek leef, van ek is net eenvoudig nie goed genoeg nie. Maar weet jy wat sê dit? En ek gaan dit nou vir jou illustreer op 'n ander manier. Is hierdie man op 'n perd. Voordat hierdie man tot bekering gekom het, die perd is eintlik hierdie sondige natuur, dan het die perd vir hom gesê, kom ons ry bietjie soontoe, kom ons gaan doen al hierdie verkeerde goeders. Hy was onder invloed van die sondige natuur. Hy het nie beheer oor dit gehad nie. Maar toe hierdie man op die perd tot bekering gekom het, jy het die autoriteit, jy het die mag om vir die perd so te gryp en te sê, nee, ons gaan nie soontoe nie, ons gaan soontoe. Jy het die autoriteit en jy het die mag om vir die duiwel te sê, nee. Jy het dit. In Christus het jy dit.
Anel, sit vir my daai sirkels op. Ek wil vir jou vanaand net verduidelik wat hier gebeur, sodat jy dit verder kan verstaan wanneer ons nou oor die boom van die lewe gaan praat. Daai boonstes, as ons sê, en ons gaan, en ek werk met die veronderstelling, dat die totaliteit van die mens bestaan uit 'n gees, siel en liggaam. Toe Adam en Eva gemaak is, daar, Genesis 1:26 en Genesis 2:7, toe Adam en Eva gemaak is, voor die sondeval, het hulle so gelyk, volledig soos wat God dit beplan het. Nou, jou liggaam, kom ek sê gou vir jou, as ons gaan kyk, wie is God? As Genesis 1:26 sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Nou wonder jy, hoe lyk God? Met alle respek gesê, lyk hy soos 'n Chinees? Lyk hy soos 'n Jood? Lyk hy soos 'n Europeër? Hoe lyk God? Want ons het verskillende mense. Jy sien, as jy so aan God dink, dan gaan jy de mekaar raak. Want die woord sê vir ons in Johannes 4, dink vers 24, wat vir jou sê, wie is God? Hy sê God is gees. God is gees. Die woord sê dit vir ons. Dis nie iets wat ons self uitdink nie. So as die Bybel kom en die Bybel sê vir jou, God is gees, en Adam en Eva is gemaak na God se beeld, dan was daardie perfek gewees. Dis eerstens gees, en dan kry jy 'n siel, dis jou identiteit, dis jou wil, jou intellek, jou emosie, dis jou identiteit, en jy kry 'n liggaam, want jy's gebore hier op aarde, jou liggaam, jy moet funksioneer hier op aarde. So as mens, die perfekte mens het al drie daai goed gehad. En wat gebeur? Met die sondeval, toe Eva teen God kies, Adam teen God kies, wat gebeur? Hulle liggaam het dieselfde gebly. Wat het hier gebeur? In hulle siel, in hulle wil, hulle intellek, hulle emosie, hulle het ewe skielik vrees ervaar, skaamte ervaar, hulle het weggekruip, hulle was bang vir God gewees. So hier het ietsie gebeur, daar op die sielsvlak. Maar die grootste ding wat gebeur het, hier, daai het dood gegaan. Die gees het dood gegaan. Genesis, en ek sê vir jou daar, Genesis 5 vers 3. Genesis 1 het ek vir jou verduidelik. Genesis 1, as die mens, die aanvanklike mens wat gebore is, Genesis 1 sê vir ons, Genesis 5 vers 1 sê vir ons, toe God die mens geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. As beeld van homself, perfekte gees, siel, liggaam. Maar daardie perfekte gees, as beeld van homself. Maar nou, 130 jaar later, nou het Adam en Eva kinders. Die kinders wat gebore word, is nie daai nie, is nie meer daai nie. Want wat het gebeur met hulle? Daar was die sondeval, so hulle het toe dit geword. Dat iets doodgegaan in die gees. Gees is die verhouding met God. Dat iets doodgegaan. Want hy sê, toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld. Sy beeld. So almal wat gebore word, ek en jy, word gebore so. Nie so nie. So. Maar as jy wedergebore word, as jy kom by die kruis, dan word jy weer vanuit God gebore. Dan kom herstel hy daai, en hy maak dit weer so. Want nou, as jy wedergebore is, uit God gebore is, dan kan hy met jou begin praat, en hy het inspraak in jou lewe, en hy plaas die Heilige Gees in jou lewe, so dan is daar inspraak in jou lewe. Dan het daai verander. En dis wat ons wil hê, wat met mense moet gebeur, daai moet verander, daarheen. Maar nou as jy daar is, as jy nou wedergebore is,
dan sit ek en jy in 'n wêreld wat nie perfek is nie. Die wêreld maak nie vir ons sin nie. En as jy gou jou Bybel hier het, maak my oop by Psalm 73. Ek wil gou vir jou daar wys. Psalm 73. Net vir jou vinnig wys. Psalm 73 is 'n psalm van Asaf, is 'n baie bekende psalm, en hy hy sê daar, God is vir Israel baie goed, vir sy kinders, vir die wat rein van hart is, wat in verhouding met hom staan. Hè? Kom ons sê die mens wat dan die volledige sirkel het. Hy sê, okay, so God is goed vir hulle. Tog het ek daaraan begin twyfel en het ek byna koers verloor. So Asaf wat ook 'n kind van die Here is, wat ook tot bekering gekom het, wat ook vanuit God gebore is, byna koers verloor. Hoekom? Hy het begin kyk na die wêreld rondom hom en hy sien die wêreld wat stikkend is. Hy sien dat die goddelose eintlik beter doen as die gelowige. Dat dit beter gaan met die kind wat nie die Here aanbid nie as met hom. Hy kry swaar. Hy suffer. Maar die ander, hulle gaan net aan. Dit lyk asof hulle geen pyn en geen lyding het nie. Hy sê hier, hulle het geen kwellings nie, vers 4. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos die ander mense nie. Hulle het nie teenspoed soos ander nie. En dan begin hy twyfel in alles. En toe sê hy in vers 15, maar as ek so aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink. En dit was my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Dit gaan hier op aarde goed met hulle, maar daar's 'n ander einde vir hulle beplan. Kom ek vat jou gou na Openbaring 2 toe. En ek wys gou vir jou daar. Openbaring 2 is die brief aan die gemeente in Efese. En nou word hierdie brief geskryf aan die leraar in die gemeente in Efese, en die Here sê eintlik vir hulle, hoorie, ek weet alles wat julle doen. Ek weet van julle ywer en julle passie en julle ingesteldheid, al hierdie goed. Maar ek weet ook dat julle my nie meer so lief het soos in die begin nie. Wat sê dit vir ons? Asaf sê vir ons, al het ek tot bekering gekom, al is ek God se kind, Openbaring 2 sê vir ons, al doen ek baie goed vir die Here, dat ek nie perfek is nie. En ons het vir mekaar gesê in Romeine 7, dat nie een van ons is perfek nie. Ons lewe in 'n moeilike wêreld, waar die duiwel ons steeds aanval elke dag, op 'n daaglikse basis, val hy jou aan. Maar, nou kan jy moedeloos raak. En dis waar die hoop inkom van hierdie boom, wat ons nooit uit die oog uit moet verloor nie. Want jy kan vanaand hier sit, en jy kan moedeloos wees oor die lewe, wat vir jou 'n paar klappe gegee het. Oor goed wat nie uitgewerk het soos wat jy gedink het, dit moet uitwerk nie. En die duiwel val ons so aan, hè? Hy val jou liggaam dalk aan, of hy val jou denke aan, jou emosies. En wat? Jy begin met God redeneer, en jy begin met God stry oor 'n klomp goed, wat skeef geloop het. En, Here, maar ek het u aanbid, ek het naby u geleef, en dan loop hierdie goed skeef, en jy kan dit nie verstaan, hoekom nie. En jy loop met daai seer, en jy loop met daai pyn, as Christen sit jy jou glimlag op, baie van ons sit die masker op, ons loop met daai pyn en seer. So ons ervaar ietsie van Genesis se boom, wat God daai boom van die lewe eintlik vir ons weggehou het. Maar God sê, dis nie die einde nie. Kyk wat sê hy vir hom, dis my die mooi. Kyk wat sê hy in Openbaring 2, aan die einde vers 7. Hy gee vir ons hoop. Hy sê, aan elkeen, die 7b, aan elkeen wat die oorwinning behaal,
meen volhard tot op die einde. Sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God staan. Paradys van God is in die hemel. Daai boom staan in die hemel. Ons het in Openbaring 22 van hom gelees. So hy sê vir jou, vandaan sê hy vir jou, as jy swaar kry, as jy vra het oor God, as jy worstel met God, dan sê hy vir jou, hou net aan. As jy aanhou en die oorwinning behaal, daai wenstreep bereik, gelowig end uit volgehou het, nie moed opgegee het langs die pad nie, dan beloof die Here hy vir jou hier, ek sal vir jou te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. So wat sê hy vanaand vir my en jou? Ek en jy, wat swaar kry in hierdie lewe. Dit is nie aldag maklik nie, so daar's geen illusie daar rondom nie. Maar hy sê vir jou, vir my en jou, ek beloof jou, ek gaan vir jou laat eet van daardie vrug van die boom. Die boom wat daar in die tuin van Eden gestaan het, die boom wat lewe moet gee, ek sal vir jou daarvan laat eet. Dis my en jou hoop. Nou wil ek vir jou iets anders te vra. Elkeen van ons wat hier sit, het al 'n geliefde aan die dood afgestaan. Nou toe daardie geliefde gesterf het, dink jy daai geliefde was perfek gewees? Dink jy hulle het sonder pyn gesterf, sonder vrae? Weet jy wat het ek agtergekom terwyl ek met hierdie besig was? Dit was vir my 'n nuwe perspektief. En dit is dat die dag as jy sterf, is jy nie volmaak nie. Jy is nie volmaak as jy sterf nie. So moenie dink dat as jy sterf, is jy volmaak nie. Moenie dink dat as jou geliefde sterf, hulle volmaak was nie. Hoekom sê ek so? Want die Here sê, as jy die oorwinning behaal, hy sê net eintlik, as jy die dag sterf, is ek klaar met jou pad hier op aarde. Dan gaan daar ietsie anders gebeur. Hy sê as jy sterf, dan gaan ek jou eintlik eers herstel. Jy word nie herstel as jy sterf nie. Ek weet ons leef, as jy jou lewe vir die Here gegee het, dan begin jy al reeds jou ewige lewe leef, menende jou pad. Dis jou roete, dis jou eindbestemming. Is daar in die hemel by die Here. Maar ek sê vanaand vir jou, hou net aan. Maak nie saak wat oor jou pad kom nie, hou net aan, want die Here beloof vir jou, gaan vir jou van daai vrug laat eet. So, hy sê eintlik vir ons, ek gaan jou herstel. Ek gaan jou pyn, jou seer, jou lyding, jou worsteling, ek gaan dit herstel. Jou pyn en alles wat jy het, is nie die einde nie. Al blaas jy jou laaste asem uit, dan sê hy, ek gaan jou laat eet van die boom van die lewe wat in die paradys is. Nou kom ons gaan na Openbaring 22 toe. Dan kyk jy wat sê hy daar. Hy sê goed, nou het ek met al hierdie pyn en lyding het ek nou gesterf. Nou kom ek aan die hemel aan. En ek het gehoor, Here, een aand was daar 'n dominee wat daar by Nelspruit Suid waar ek was gepreek het en gesê het, ek gaan van hierdie vrug eet. Maar wat sien jy as jy daar aankom? Boonbehalwe daai troonsaal wat ek gelees het van Openbaring 4, Openbaring 5, wat jy sien. Weet jy wat gaan ek en jy sien? Wat gaan ek en jy ervaar? Ons gaan hierdie goed sien wat Openbaring 20, die engel vir Johannes gewys het. Die rivier met water van die lewe, wat ook in die paradys was, né? Helder soos kristal. Dis die reinheid en die skoonheid, né? Ons gaan daai water sien. Maar waar kom daai water vandaan? Daai water van lewe kom vanuit die troon van God uit en van die lam uit. Want as jy Openbaring 4 lees, wie is in die hemel? Dis God wat op die troon sit, met die spieelgladde see voor hom. En Jesus is daar. So, daardie water kom vanuit God, die lewende water kom vanuit God. En dan sê hy vir jou, wow, kyk wat sien ek hier. Tussen die hoofstraat en die stad aan die een kant, en die rivier aan die ander kant,
staan die boom van die lewe. En dis wat ek en jy gaan sien eendag, die boom van die lewe. Dit waaroor ons net gelees het. En dan sê hy dra 12 keer per jaar vrugte. So maak nie saak watter tyd jy daar gaan aankom nie, daar gaan vrug wees. Jy gaan nie buite seisoen aankom in die hemel nie, jy gaan in die regte seisoen wees. En hy het ons vir jou gesê, ek gaan vir jou gee van die boom, dat jy daarvan kan eet. So wanneer ek en jy in die hemel aankom, is daai vrug daar. 12 keer. Enige tyd, wanneer jy sterf, is daai vrug daar. En ek gaan vir jou die vrug gee wat jou voed, daai vrug en die blare van die boom wat genees, jy word herstel. In die hemel word jy herstel. Dis waar ek en jy herstel gaan word. En hy sê, vers 3, daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Volmaakte harmonie. Alles is herstel. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Jy sal gemerk wees, jy is God se eiendom. Behoort aan niemand anders te nie. Daar sal nie meer nag wees nie, want die heerlikheid van God is daar. Die volheid van God is daar teenwoordig. En saam met hom gaan ons tot in ewigheid regeer. Onthou jy, wat is by jou gesteel? Die regeer is by jou gesteel in Genesis. Openbaring, wanneer jy ten volle herstel word, dan regeer jy weer, saam met God, word jy heeltemal herstel. So as jy dink, die Here gaan met my werk en as ek gaan sterf, gaan ek perfek wees, jammer, doen nou nie so nie, maar, wat daarna gebeur, is die wonder van alles, dat ek en jy van die vrug van die boom van die lewe gaan eet, en dit gaan ons herstel. As ons daar in die hemel is in God se teenwoordigheid, dan herstel hy ons ten volle. So daar's hoop. Ons moet net daarin vashou. Ons moet net, soos wat Paulus sê, aanhou en volhard. Dis wat ek en jy moet doen. Maak nie saak wat die duiwel na jou kant toe gaan gooi nie. Ons hou net aan. Want Christus leef in jou. Die oorwinnaar is in jou. Die Heilige Gees is in jou. Die pyn wat jy nou ervaar is nie die einde nie. So. Weet jy wat moet ons doen? Daar's mense wat dit nie weet nie. Anel, as jy net gou van die sirkels weer op die bord sit. Daar's so baie mense daar buite wat nog hier is, wat nog nie 'n verhouding met God het nie. En jy wat wedergebore is, wat 'n verhouding met God het, wat daar herstel is, in jou gees herstel is, wat die Heilige Gees ontvang het. Dis my en jou taak om te gaan en die verlossing te gaan verkondig vir daardie mense, vir daardie groep mense, sodat hulle nie verlore sal gaan sonder Christus nie. Dis ons taak. Dis wat hy in Handelinge vir ons sê. Gaan uit, gaan maak disippels. Dis hoekom ons die Heilige Gees ontvang het. En nou Sondag gaan ons daarby stil staan oor hoe gaan ek ietsie van die boom van die lewe vertel aan ander? Wat het hy met my kom doen? Hoe het hy my geseën en wat beteken dit dat die Here my seën? Die Hebreëse woord is barak daarvoor. As hy my seën, wat beteken dit? En hoe kan ek 'n seën vir ander gaan wees? So die verhaal stop nie, die verhaal gaan eintlik aan. En my gebed is regtig dat die Here vir jou sal help en dat miskien is dit vanaand vir jou heeltemal nuut, maar dat die Heilige Gees met jou verder hiermee sal werk. Dat hy vir jou die insig sal gee, dat hy dit verder aan jou sal openbaar. En as jy vra daaroor, kom praat. Waar's oom Jan? Oom Jan is daar. Oom Jan, hy weet 'n klomp goed hiervan. Hy het gesê, ek wou uiteindelik los vir 'n ander aand, maar ek sien nie kom hy. Hy wil net so 5 minute, né, oom?
Hy wil net ietsie sê. Hy wil net ietsie sê. Het hy gesê. Ons moet net vir oom 'n mikrofoon kry. Sommige daai ene. Reg. Ja, goeienaand, kan julle almal hoor? Maak hom miskien net 'n bietjie harder. Ja, ons het nog gekom tot aan die einde van die Pinkster. Julle weet, reg in die begin het ek ook gebid. Jy weet, in die Here, vir baie lang tyd, ek vir meer as 2 jaar het ek probeer uitvind, tussen liggaam, siel en gees. En ek het gesit by die huis en ek het alles begin verstaan. Die Bybel het vir my ook gewys, jy weet, dat jou siel is in die bloed, hy is in die mens, want ek weet dit staan daar. Maar nou die gees verstaan ons nie altyd nie, want jy kan hom nie sien nie. En Jesus het baie gepreek en sê vir hulle, julle kyk, maar julle sien nie. Julle hoor, maar julle luister nie. So, omdat die mens is geestelik, en jy is vleeslik. Jy kan sien, maar in die gees kan jy nie sien nie. En nou dat Satan uitgegooi is hy kwaad vir die Here, maar dit haal op die mens uit. En toe Jesus mens geword het, het hy ook in die woestyn ingevat. Hy het hom ook probeer doodmaak. Maar God was daar, want hy is die beeld van God. Hy is daar. Satan kan hom niks doen nie. En toe ek nou so ver gaan, dat ek die aand, ek sit daar en ek bid, ek sê, Here, die gees, wie is die gees? Waar is die gees? Hoe weet ek, waar is die gees? Hoe weet ek of ek in die slaap geraak het, en gedroom het nie, en of ek in 'n geestesvervoering was nie. Toe sien ek net, Jesus kom stap na my toe, en Jesus sê vir my, Jan, ek het my gees vir jou gegee. Daar is Jesus weg. Nou wie is hy? Waar is hy gees? Ek het hom nie, ek voel hom nie, ek sien hom nie. Hy het my gepla al die pad. En toe begin ek in die Bybel, ek begin van vooraf, vat die konkordansie en ek soek alles op. Toe ontdek ek Jesus. Toe ek Jesus ontdek, die seun van God is die beeld van God. Die seun van die mens is die beeld van God. Christus is die beeld van God. Die Messias is die beeld van God. Hoeveel keer het Jesus vir sy disippels gesê, moenie vir die mense sê, ek is die Messias nie. Wat het Jesus gekom? Hy is die tweede Adam. Hy het gekom om ons geestelik gesond te maak, om die beeld terug te sit in die mens, wat Satan doodgemaak. Want Satan, hy is uitgegooi, nou is hy kwaad. Nou, bly hy op ons, en toe kry hy die beheer, toe die gees in ons doodgaan, wat doen nie so mooi beduidelik het, toe die gees in ons doodgaan, wat sien ons toe? Ons is verlore. Ons is verlore, ons kan niks doen nie. Ons wil vir die Here werk, maar ons kan nie sien nie, ons kan nie beleef nie. En toe op 'n stadium het ek ook ontdek, dat ek gesien het, dat die hele Bybel, wat ons sê, dis die Bybel, dis Jesus in skrif, dat jy as mens dit kan vat, en kan sien, en kan lees. En as die Here met jou praat, is dit jy. Omdat ek so sê, op 'n stadium was ek in PU gewees, en toe was daar 'n vroukie wat vir my gevra het, ek het vir haar bid, sy lê in bloedvloeie. Sy was al by baie dokters. En toe vra sy by die kerk, toe sê oom Jan, ek wil jy moet vanaand vir my kom bid, maar ek weet nie waaroor dit gaan nie. Toe ek by die huis kom en ek sê vir haar daar, ek sê vir haar, jong, wat staan in die Bybel, het die vrou wat in bloedvloeie gelê het, sy het gesê, as ek net aan sy kleed kan raak, sy sê vir my, maar waar is Jesus, hy is weg. Daar lê. Daar is Jesus in skrif. Vat hom. Sy vat haar Bybel, sy hou hom so op haar bors. Ek staan by haar, ek sê vir haar, luister, ek gaan nou vir jou bid, maar, onthou net, dis my stem. Maar die hand wat jy gaan voel, is die Here se hand. En hy gaan vanaand, gaan die Here vir jou gesond maak, omdat jy aan hom geraak het. En 10 jaar volgende toe bel sy met jou, sê, oom Jan, alles is weg. Dit wys net vir jou dat die Bybel is daar, maar om die Bybel te verstaan, moet jy dink aan die dinge daarbo. Jy moet dink, elke slag as ek my oë gaan toemaak, daai sitkamertjie daar, as jy gaan sit, dan dink jy aan die dinge daarbo wat die Here gedoen het. En toe ontdek ek, ook hier in Romeine, kom hy terug, toe sê ja,
jy is dood, maar jou siel moet opgewek word. Maar Jesus aan die kruis het teruggekom en die beeld vir ons gebring. In daai beeld. En wat gebeur nou met die beeld? Dit is die Heilige Gees. As jy Jesus aanneem, bring die Heilige Gees en hy wek jou gees op. Want jou normale mens, jy is 'n lewendmakende gees. Maar die gees van God, wat Christus is, want hy is alles en in almal. Christus is ook die gees van die waarheid. En die Here sê, ek sal altyd by jou wees. Nou, hoe kan hy altyd by ons wees? Hy het vir ons Christus gebring, dis die beeld, vat hom. Ons moet net leer dat hy by jou is. As jy in 'n situasie kom en jy is moedeloos, maak jou oë net toe. Sê Christus, asseblief, Here, jy kan maar praat met Jesus. Sê net vir hom, hier sit ek nou, ek het 'n probleem. Praat met hom. Jy gaan dit nie sien nie, maar jy gaan dit beleef, jy gaan dit beleef. So ons moet begin leef in Christus. Dominee, so laaste paar stemme wat hy hier gesê het, toe sê hy, in Christus is ons dit. Nou, in Christus het jy alles. En ons moet net aangaan en ons, Romeine, op 'n stadium met Paulus ook daar gesê, hy sê, wanneer die geloof kom, wat is die geloof? Dis Christus. Wanneer die geloof kom, as jy gekom het en jy is opgewek en jy het hom, dan het jy geloof, afhangende, hoeveel jy hom toelaat. Nie net vanaand of vanmôre nie. Jy moet leer. Ek is dood vir myself, maar ek leef vir Christus. En elke slag as jy by 'n sekere punt kom en daar is iets wat jy moet doen, sê Here, help my vandag, of Here, doen dit, of Here, asseblief, doen dit. Dink daaraan. Hoeveel keer het ek vir Here gevra, ek wil net inkom, maar ek kan nie loop nie. Ek soek 'n parkeerplek by daai plek. As jy daar aankom, dan is hy parkeerplek oop. Heilige Gees kan vir jou oopgaan. Die Here help baie goed. En soos ek sê, begin dit net leef. Ek het dit beleef. En Satan kom nog steeds in ons lewe in. En hy probeer jou vrede wat jy het aan Christus, en hy steel. Net soos hy vir jou 'n vrug in die boom gesit, iets wat jy kan sien. Hy vat hom net weg, iets wat jy kan sien. Net om jou gedagte weg te vat van die Gees af. Jy moenie laat hy terugkom nie. Christus is in ons. En ons moet net aanhou en hom vertrou. Want hy is daar. Maar ons sien hom nie. So ons moet net begin leer. Elke slag as jy oë toemaak, presies wat Dominee gesê het, dan sien jy daar sit die Vader en Jesus sit langs hom. En dan begin praat jy. Maar die Here het ook gesê, ek gaan baie na, die Here het gesê, die koninkryk het naby gekom. Hy het die Gees vir ons gebring, die Gees wat God is. Hy het daai Gees gebring, dis ons beeld. Hy kom terugsit in jou. So ons moet leef vir daai beeld. En as hy beeld in jou is jy die volmaakte mens. As jy, dankie oom. Oom Jan het baie om te sê, hy sal nogal, as jy bietjie meer wil, kom gesels gerus oom, hier by die sop, maar baie dankie. Oom Jan is passievol oor dit, en die Here het al regtig, as jy met hom praat, oor hierdie goed, het die Here al klomp goed vir hom uitgewys, en met hom gepraat ook. Maar, wat ek vanaand vir jou sê, is kom ons volhard, kom ons gaan aan. Want daardie boom van die lewe, wat daar was, wag vir ons in die hemel. En elkeen van ons gaan hom sien. En dit gaan maak, dat jy volledig herstel, van al jou pyn, jou hartseer en al jou lyding. So ietsie om na uit te sien. En hy dra 12 keer 'n jaar vrug, so maak nie saak wanneer hy in die hemel aankom. So, kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie, vir alles wat U vir ons doen, dankie vir die genade, dankie vir liefde, dankie vir lewe, dankie vir hoop, en dat ons vanaand hier kan sit, en maak nie saak wat ons omstandighede is nie, dat ons weet daar is hoop, en dat ons eendag van daardie vrug kan eet, van die boom, en dat daar van daardie boom, dat ons genesing sal ontvang. En dankie dat U in die hemel net teenwoordig is, met die volheid en die volle heerlikheid. En terwyl ons hier is, bid ons dat U ons sal begelei, dat U ons sal beskerm, dat U vir ons wysheid sal gee, dat U ons sal bemagtig, Heilige Gees, dat U krag tot volle werking
in ons sal kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen.